Goeiemôre en hartlik welkom. Nou ek wil eers vanuit ons bietjie 'n connection probleem, maar daar's hy weer terug. Net vir julle welkom sê en vir julle sê waar ons is. Nou ek en Karen is die naweek in Elsburg. Nou vir die wat nie weet waar is Elsburg nie, dis so naby Boksburg in Gauteng. Goed, so nou het jy 'n idee waar is ons. Hoekom ons deurgekom het, dis 'n spesiale diens vanoggend. Ons gaan 'n doopdiens na die tyd hê van Rian en Quinet. So dit is hoekom die Here voorsien het dat ons hierdie naweek hier gaan wees. So dis nie 'n official roadtrip nie, dis maar net so 'n lekker naweek hier in Gauteng. Nou wil ek net vir julle welkom sê. Baie dankie dat julle gekom het. Amptelik, ons het 'n vol sitkamer hierso. Lani sê vir ons nie, sy wou op 'n stadium toe sy sonder was 'n corporate lounge gemaak het. Nou sit sommer 'n kerk. En dit het heeltemal verander. Maar nietemin baie welkom en asseblief deel die boodskap na jou tydlyn toe en na almal toe, jou vriende, jou familie, WhatsApp status toe en ons gaan jou die geleentheid gee terwyl ons liedjies speel om julle harte voor te berei. Mag julle 'n geseënde diens hê. Dankie Rian. Wees gehoorsaam, altyd gehoorsaam. Dit is wat ons moet wees. Kragtige helde, volbring die woord. Wees getrou aan die stem van die Heer. Dit wat hy sê, moet ons doen, elke dag, gehoorsaam. Luister, hoor en doen, waar niemand sien. Luister, hoor en doen, en dit wat niemand sien. Nee, die Vader, wat vergelden, doen wat ons moet doen, sonder gevoel, net gehoorsaam altyd deur. Luister, hoor en doen, waar niemand sien. Luister, hoor en doen, en dit wat niemand sien. Nee, die Vader, wat vergelden, en gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Leer om met ons werken, met ons hart. Wat wil en doen, getrouw aan hom elke dag. Luister, hoor en doen. Luister, hoor en doen. Getrouw aan hom en alles. Daar's hy, as jy nou eers ingeskakel het, goeiemôre, daar's ons volgende liedjie sommer in die gang. Rian die DJ het net gou gaan hekkies oop, hek gaan oopmaak. Die dag wat nog voor jou lê. No problem. Bid vir die Daar sê, baie dankie, as DJ moes net gou gaan hek oopmaak het, maar baie dankie vir sy assistent, Quinet. So ja, ons prys die Here vir die geleentheid wat ons weer eens vanoggend het, as jy nou eers ingeskakel het, ons is in Elsburg, Gauteng, Boksburg se kant, en ons het 'n doopdiens vandag, Rian en Quinet gaan gedoop word, en ons is so opgewonde, die saak van die doop kom nou al 'n paar jaar, en die Here het die pad oopgemaak, hy het die voorsiening gegee, dat dit wel kan gebeur, en wat 'n opgewondenheid
geleentheid is dit nie. En somme in die geleentheid gebruik gemaak om al die Gautengers weer by mekaar te kry. Hulle was so getrou. Ons maak verskoning vandag vir Martie en vir Dani. Hulle was so graag gekom met saam met Koos en Isie. En hulle kon dit nie gemaak het nie, want Martie se suiker het vanoggend geheel en al geval. En dan is dit 'n dag 2 proses vir hom heeltemal te herstel. So ons maak verskoning ook vir hulle, maar in hulle afwesigheid, ons dink aan hulle, ons bid vir hulle, so bly bid vir Martie, dat die Here ook daarso sal help. Maar almal se harte is hierso, selfs my kinders toes daar, hy sê ons wil ook graag daar wees. Ek sê nee, ek weet my kind jy wil nie wees. Hy sê ons sluit maklike winkel. Ek sê nee, dis 100% as jy jou eie vliegtuigkaartjie kan koop. Is jy meer as welkom. So ja, ons is opgewonde, ons wag nog vir mense om in te kom. Ek dink is die kokke ja vir Zandi en Jacques en die 2 kiddies. Ons kan nie wag om hulle te sien nie. Ons is ook so opgewonde vir hulle. So as hulle inkom, as jy so 'n bietjie geraas in die agtergrond is, ons worry nie. Môre Jacques, hallo, welkom. Ja, lekker en jy. Daar is die 2 kiddies, julle is most welcome. Daar sy. En daar kom ons, daar sy. Maar ons gaan voort hierso nou. Toe ons nou die Here so dit op ons hart gelê het en die weg en die pad gemaak het om wel deur te kom vir die doop. En natuurlik onmiddellik in my hart dink ek, hallo Sandy. Hi. Julle sien ons glad nie in die huis nie hier af hoor, so julle kan nie deurloop, maak nie saak nie. Daar sy. Jy sien net tot hier so letterlik. Ja, sy net of hulle te sê, hulle bring nou nog goedjies in, lekker saam eet, ons gaan lekker gesellig kuier na die tyd. Dit is amazing, net om so 'n bietjie mekaar te leer ken en die tyd saam te geniet, wat 'n heerlikheid is dit nie. Maar nou ja, so en ek bid en ek sê, Here, wat 'n boodskap moet ek vandag oordra? En dis natuurlik die heeltyd in ons hart. En ons het al maandag, dinsdag besluit, nee, Engeltjie. En ek bid in my hart, ek sê, Here, wat is die saak? En natuurlik, dit is wat die woord ons leer. Hy wat glo is nie haastig nie. Ons wil altyd haastig wees. Ons hele lewe is haastig, is dit nie so nie. Dis skits kos, is skits hierso en natuurlik ons weet van of die selfone ingefaseer het en dit het in die lewe gekom, is alles net te vinnig vir enige iemand. Nou ja, die Here werk nog op sy tyd en baie keer sê ons God is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Wat skriftuurlik reg is, dis waar om dit te sê. Maar ons besef nie die geduld wat God gehad het van die begin af tot nou toe om 'n saak uit te sorteer en om besluite te neem, het nog nooit verander nie. En dit is wat ons moet verstaan. Nou, ons dag en tyd leer jou om te jaag. Maar ons routine, ons moderne lewe, jaag nie vir God nie. Het jy al ooit daaraan gedink? Dit is God nie op nie. Want as 'n mens ietsie bietjie kan begin verstaan van die geestelike, van God en sy koninkryk. God is liefde en ons almal ken dit en is ja en amen. Ek meen eintlik in 1 Johannes word dit 'n paar keer presies net so geskryf. Maar wat ons uit die oog uit verloor, God is regverdig, God is heilig, God is eerbaar. Hy's al daai dinge ook saam met die liefde, geïnkorporeer in die liefde. Nou, wanneer ons aan God dink, dan moet ons dink aan sy regverdigheid ook, aan sy geregtigheid. Soos wat hy besluite moes geneem het 2000 jaar terug, 3000 jaar gelede, 6000 jaar gelede, toe hy die hemel en die aarde geskaap het, in daai geregtigheid lewe hy tot vandag toe nog. En hy het besluite gemaak volgens sy geregtigheid duisende jare gelede en hy doen dit tot vandag toe. En 'n geregtige besluit is nooit 'n haastige besluit nie. En dit is wat ons baie keer bietjie uit die oog uit verloor van God. Hy moet alles doen, dinge doen oor in regverdigheid, in geregtigheid. En dis hoekom die verlossingsplan van die Here Jesus Christus so uitgespeel het, soos wat dit moes uitspeel, want dit is volgens die Vader se geregtigheid. Liefde en geregtigheid. Hier is die ander mense, kom in. Koos, Isie, julle is sommer saam met die Van Asse gekom. Ons is so bly, Koos en Isie is hier so, die Van Asse is hier so, Lydia, Stefan, welkom, skit sommer gou so die blad terwyl julle so verbykom, daar sê, welkom Alfie. Ons het vandag geraak met die GPS. Ag, liewe land. Julle is hier so, dis die belangrikste. Julle kan sit net vir julle baleriaatjie, hoor. Ons nog 'n randjie. Maar julle moes gespaak het om mekaar opgetel te gekry het, né? Ja.
So daai klein karretjie het gewikkel weer vandag. Hulle bly ver uit mekaar uit en toe van Ase besluit lag vir Koos en Isie ook optel. Daar sê, ons is reg, jy kan sit net waar jy wil, geniet jouself. As jy 'n badkamer nodig het, gang af eers deur regs. Jy mag opstaan, jy gaan nie gesien word nie. Ja, okay, so as jy nou weer die pad was lank, so dit kan 'n bietjie 'n probleem wees. So julle is meer as welkom. Dit gaan my glad nie plan nie, hoor. So daar sê, is ons nou voltallig vir die wat gesê het hulle sou kom. Daar sê. Nou ja, voordat ek aangaan met die boodskap wat op my hart is wat ek graag met julle wil deel. Daar sê dis lekker mekaar sit en moet. Nou sien almal julle in lewende lyf ons doopelinge van ons vorige trip. Al drie is hier teenwoordig. Daar sê. En ek wil net gou so 'n bietjie vinnig getuig het uit Alfie se mond ook natuurlik uit Lydia en Stefan ook. Dat hoe die Here al in hulle lewe gewerk het en dinge het net afgeval, besluit hulle gaan dit nie meer doen nie. So die Here help, die Here verander en hy vrug kom na vore, bietjie vir bietjie vind hy groei plaas. So ons prys die Here daarvoor en natuurlik het julle 'n fair share van beproewing oor die laaste tyd gehad met ou Alfie en ons gaan weer van bid dat die Here werklik waar sal help. Ons gepraat gisteraan weer daaroor. Selfs as Paulus toe die Here hom geroep het, die eerste ding wat hy vir die Here gevra het, hy het nie gesê, Here, wat kan ek uit die deal uit kry nie? En dis baie keer ons ingesteldheid in die evangelie. Daai prediker moet jou so motiveer, dat jy geoortuig word, dat jy gaan iets uit die deal uit kry. Maar dan dink ons gewoonlik mos nou net hierdie aards. En tog toe Paulus die Here gevra het, Here, wat wil U hê moet ek doen? Nie wat gaan ek uit die deal uit kry nie. Sy heel eerste woord van God wat hy ontvang het, jy gaan vir my naam lei. Jy gaan verdrukking hê vir my naam. So hy moes sy geleerdheid, en dit lees ons later in die woord, hy moes sy geleerdheid, hy moes sy status, as hy nou in vandag se lewe sou geleef het, sou hy die hoogs aangeskrewe professor in 'n teologiese universiteit gewees het. En hy moes dit prys gegee het, om die evangelie op 'n armoedige, nederige, vernederde manier gaan uitdra, sonder om sy teologiese status en geleerdheid voort te hou. Hy het op 'n stadium was hy gestenig gewees. En hy het hierdie hemelse openbaring gehad. En in hy openbaring het God vir hom gesê, hy mag nie sê wat hy sien nie. Want hy kon dit gebruik het en daarop ry. En baie kere kry mense geestelike ervarings, as ek dit so kan stel. En ek wil nou nie praat oor die korrektheid of die valsheid daarvan nie. En dan kan die mens so maklik ry op sy geestelike ervaring, in plaas om te bly by die geskrewe woord, wat meer as 2000 jaar gevat het, om by mekaar te kom, geïnspireer deur God se Heilige Gees, deur mense wat deur diepe beproewinge en verdrukkinge en hulle lewe gegee het, Tyndale, wat die eerste persoon was wat die Bybel in Engels gepoog het om te vertaal, was op die brandstapel verwrig en aan die brand lewendig gesteek. So as ons kan verstaan die waarde en die drukking, en dis wat die woord sê, die woord is 7 maal gelouter in die smeltkroes van die aarde. Die woord is gelouter, God laat toe dat sy woord gelouter word, toe Jesus op aarde was. Jesus is die woord van God. Hy was 24 uur vir 'n dag in 'n loutering, nie net op sy kruis nie, ons kyk net na sy kruis. Die kruis was hoekom hy gekom het, maar wat ons nie besef nie. Vir 33,5 jaar het hy deur loutering gegaan. Wat was daai loutering? Hy mag nie deel gehad het aan die wêreld en sonde en enige plesiere en die tipe van goed van die wêreld nie. Dit was vir 'n loutering vir sy vlees, maar dan is sy vleeslike liggaam was dieselfde as myne en joune. Maar hy het geleer om deur die Gees te lewe, daarom kon hy die vlees oorwin. En dit is wat Paulus ook begin leer het. So sy eerste profetiese woord. Ek gaan vir hom wys hoeveel hy vir my naam gaan lei. Nou as jy jou hart vir die Here gee, en ons is vandag in 'n doopdiens, Rian en Cornet, is ons van ons jongste bekeerlinge op die stadium hierso. As hulle nou hulle hart vir die Here, voor hulle hart vir die Here gee, sê, hoor hierso Rian, Cornet, kom staan bietjie nader. Van nou af gaan julle suffer, maar ek praat van behoorlik suffer. Hulle sê, wow, hierdie is nou nie vir my nie. Dis nie positief nie, dis nie motiverend nie, dis nie aanmoedigend nie. En ons mis baie keer 'n kerndeel in die evangelie. Nou vanoggend gaan ons bietjie lekker praat oor liefde. My hooftema gaan oor liefde. Ek gaan nie
die woord liefde, in die gedeeltes wat ek gaan lees, gaan nie die woord liefde voorkom nie, maar die beginsel van liefde gaan wel daaroor kom. Nou ja, voor ons aangaan, ek het nou al 'n inleiding gegee, voor ons aangaan, kom ons bid net lekker saam. Julle kan net so sit, dan bid ons. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê. Vader, wat 'n geleentheid is dit hierdie vanoggend om die woord en die evangelie op so gepaste manier te kan uitdra, Vader. Terwyl die woord ons leer, Here Jesus, U leer in Johannes 3 vir ons, as ons nie weergebore is nie, kan ons die koninkryk van God nie sien nie, en ons sal ook nie daar kan ingaan nie. Ons moet ons lewe met U regmaak, laat ons hy wedergeboorte kan kry, Vader. Dan kan ons verstaan en begryp, ons kan sien, Vader, ons kan dit beleef al reeds op aarde, sodat ons eendag daar kan ingaan. Dis gehoorsaamheid, Vader, dis nie 'n gevoel nie, dis nie ervaring nie. Baie keer die ervaring is daar, maar dis 'n stap van gehoorsaamheid, om jou hart oop te skeer. En ek dank U, Vader, dat ons vandag getuies kan wees, nie net hulle wat hier teenwoordig is nie, maar Vader, ook hulle wat kyk, Vader, deur die internet. En nou lees ons ook so mooi in Efesiërs, Vader, dat wanneer ons die evangelie verkondig, word dit ook verkondig aan almal in die geestelike wêreld, aan Satan en sy bose magte, en aan God en sy engele, deur Jesus Christus. Vader, is 'n voorreg, en daarom is ek werklik waar in vrees en bewing voor die aangesig van U vandag, om die woord te kan uitdra, Vader, wat lewe in ons siel kan veroorsaak. Vader, want sou ek 'n valse woord spreek, Vader, saai ek 'n verkeerde saad. Here, en ek gaan verantwoording doen daarvoor. Daarom bid ek U, Vader, lei my ook vanoggend, om die woord uit te dra op 'n gepaste manier, ons samesyn te seën wat ons sal het, Vader, dat alles sal wees tot eer en verheerliking van U heilige naam. Vader, ons wil bid ook, terwyl Alfie vanoggend hier so is, met daai geweldige pyn en uitdaging, en druk wat dit op hulle lewe sit, Vader, wil ek vra dat U hom ook sal genees. Want U is die God van genesing. Ons het al soveel getuienisse waar die gemeente saamgestem het oor 'n saak, het U genesing gebring. Vader, ons bid ook vir hom, dat U hom ook hierdeur sal help. Sy vrou wat hom moet ondersteun, Vader, sy seun wat hom moet ondersteun, help hulle ook, Vader. Baie dankie vir almal wat hier teenwoordig is. Vader, Rian sy ouers wat hier is, Vader, Eddie en Ronel, ons is so opgewonde om hulle vanoggend te kon ontmoet. Wat 'n heerlikheid. Seën hulle ook, Vader, en ons dank U hiervoor in Jesus se naam. Amen. Wat 'n heerlikheid en 'n lekkerte. Nou, soos wat ek vir u vroeër gesê het, ek het nou gebid en vir die Here gevra, hoe moet ek hierdie saak sien? En vir u wat nou al die geskiedenis ken, ons kom nou al 'n tydjie saam met Kwanet wat gedoop wou word, Kwanet, en dit het nie so uitgewerk nie, en ek dink volgens dit is eintlik vandag nog 'n groter heerlikheid vir haar en vir haar man Rian. Is dit nie amazing? Vir hulle as gesin, vir hulle as familie. En toe Karen nou die Bybel lees gedoen het donderdag, het sy gelees en sy het op 'n stadium, sy het die laaste paar verse van Matteus 17 gelees, toe begin sy Matteus 18 te lees. En Matteus 18 gaan oor die 99 skape, hierdie man het 100 skape, en een van hierdie skape het verdwaal, het die pad byster geraak. En hierdie Heer het op die einde van die dag die 99 daar laat staan, want hulle is nou veilig, hulle is by mekaar. En het die ene gaan soek waar hy is. En toe hy hom kry, leer die woord van ons, hy het hom op sy skouers gesit. En hy het sy bure, en hy het sy vriende genooi, en gesê, wees bly saam met my. Nou, terwyl ek hierso deurlees, toe lees ek hier ooreenstemmende gelykenis in Lukas 15. En wat toe my weer getref het van Lukas 15, daar is eintlik 2 gelykenisse in Lukas 15. En beide sê dieselfde op 'n ander manier. Nou die eerste paar verse van vers 1 tot 10 gaan ook oor die verlore skaap, soos in Matteus 18. Dan van 'n vers 11 af tot in die einde van hoofstuk 15, gaan oor die verlore seun. Nou in beide hierdie gevalle, wat my getref het, die 99 wat op daai oomblik alright was, hulle was nou nog deel, hulle was nie geskatter nie. Die skaapoppasser, die herder, het die 99 gelos. Julle is nog alright, julle gaan nog aan, julle is okay. Ek gaan nou daai enetjie soek.
Dit is die liefde wat God aan ons wil openbaar vandag. Want ons weet ook dat Jesus sê ek is die herder ensovoorts. Ek wil nie op al die detail ingaan nie, maar ek dink ons kry die prentjie. Jesus het gelykenisse vertel om 'n boodskap oor te bring vir my en jou. Ons kan nie altyd fokus op elke liewe detail nie, maar wat is die boodskap, die kerngedagte wat daai gelykenis met my wil kommunikeer? Nou die gelykenis wat Jesus vertel het altyd 'n geestelike waarheid na vore gebring. Nou juist die saak met die verlore skaap, gaan dit oor kinders van die Here, dit gaan oor mense. Dit gaan nie net oor die fisiese skaap nie. Maar omdat hulle verstaan het van skape, het natuurlik Jesus iets vertel wat hulle kon verstaan het. En ons kan dit ook vandag nog steeds verstaan. En hy het hierdie verlore skaap gaan soek. Waar die skaap homself ook al bevind het. Dalk het hy ergens in 'n sloot geval en hy het net daar gaan lê. En hy kon nie uit nie, en hy het geblaar en geblaar en geblaar. En uiteindelik kom die herder daar. En hy haal die skaap uit en hy sit dit op sy skouer. Hy laat die skaapie self nie eers loop nie, want dalk het die skaapie sy beentjie gebreek of wat die geval ook al mag wees, dors en uitgeput, lanklaas lekker watertjies gehad en kossies. So hy het geweet hierdie skaapie is swak. Hy het hulp nodig. En hy draai die skaapie terug en hy sê vir hulle en hy nooi almal. En dit was my so gepas met vandag. En ek wil nie hê jy moet uitgesluit voel as jy al klaar gedoop was nie. Want ek dink elkeen se doopdiens en elkeen se bekering is uniek en awesome gewees vir dit wat dit is. Op baie oomblik was jy hierdie verlore skaapie wat gevind is. Nou vandag is ons bly saam met Rian en Cornet. Ons is opgewonde saam met hulle. Hulle het hulle vriende genooi en weet jy wat is amazing? In die Here sê ons moet ook mekaar se vriende wees. Ons is boeties en sissies, maar ons moet ook vriende wees. Jesus sê, ek noem julle nie meer diensknegt nie, maar julle is my vriende wanneer julle die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En ons weet, waar begin die wil by die Vader? Jy gee jou lewe aan hom oor. Want hy sê, hy verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie. So as ons nog nie weergebore is nie, ons kan bid. En jou ywer is daar. En dis altyd die voorbeeld vir my van Abraham. Sy ywer was daar om God te volg en hy was gehoorsaam, hy het gedoen, hy het altare gebou. Maar het 'n dag gekom wat God gesê het, Abraham, jy moet besny word. Nou Romeine 2 vers 28 praat van die vervulling van die besnydenis wat Abraham fisies moes verrig het. Nou is hier die besnydenis van die hart. So jy moet na die Here toe kom, jy moet jou hart oopskeer, jy moet jou hart oopmaak. Dan kom die Vader en hy sny die vooruit van sonde van jou hart af weg. Want dis wat dit gesimboliseer, die vooruit van die man het gesimboliseer bedekking. Bedekking van sonde. Nou toe Abraham nog bedek was, het hy 'n kind van slawerny voorgebring, Ismael, hierdie vrou Hagar wat in slawerny was. Dit lees ons die vervulling daarvan in Galasiërs 4, as jy bietjie meer konteks wil kry daarvan in die Nuwe Testament. Maar toe hy besny was, daarna het hy by Sara ingegaan, toe is die kind van belofte gebore. So wat dit gesimboliseer het, hy was ywerig, hy het die woord van God gehoorsaam, van almal op die wêreld, het God gesien, Abraham is die een wat gehoorsaam gaan wees. En hy roep hom, en Abraham het in 'n huis groot geword, waar hy afgode gedien was, en ons vandag in tyd sal ons sê, hy was 'n Arabier gewees, so hy was glad nie 'n Jood, soos wat ons 'n Jood ken nie. Hierdie is nog geen gedrink, as hy kan omvat, hoor. En toe hy besny was, nou eers toe hy onbesnede was, het hy sy saad, want saad is simbolies van iets wat in 'n baarmoeder gaan om vrug te dra. Die woord is saad vir ons. So ons kan ywerig die woord uitdra, maar is ons hart besny? Het ons lewe met die Here reggemaak? En dis die gelykenis van die sade wat op verskillende plekke gesaai word. As daar nog nie 'n besnydenis is nie, waar gaan die saad val? So die Here leer ons en hy help ons om te verstaan, selfs uit die Ou Testament uit, met Abraham, en die hele verhaal wat daar plaasgevind het, om iets geestelik te verstaan, en die vervulling daarvan ons lees ons wel in die Nuwe Testament. Nou het Abraham sy hom laat besny, en toe kom die saad deur 'n reine kanaal, want toe is die bedekking van sonde af.
En ek sê baie keer vir mense, wanneer ek met hulle deel, wat nog in hulle lewe met die Here reg gemaak het nie, ek betwyfel nie jou ywer nie. Ek betwyfel nie dat jy lief is vir die Here nie. Ek betwyfel dit geensins. Maar die verskil is die wedergeboorte, die besnydenis van die hart. En God in sy alwysheid en almag sal moeite doen. Hy het Abraham uitgelei. 13 jaar het God 'n pad met Abraham gestap, maar die dag moes aangebreek het, wat hy 'n keuse gaan maak. Gaan ek van hierdie dag af in die beloftes wandel, of gaan ek nie in die belofte wandel nie? So baie keer, ek meen, meeste van ons het Christelik groot geword, in Christelike kerke groot geword, en ek sê altyd, as die almal wat deel is van die Christelike geloof, hemel toe gaan, is God baie partydig. Want wat van die ander gelowe? Wat van die persoon wat nie as 'n Christen groot geword het nie? Wat glad nie eens in 'n Christen omgewing groot geword het nie? Wat maak die verskil tussen die Christen godsdiens en die ander godsdienste? Absoluut niks. Maar as jy weergebore is, as jy jou hart vir die Here gee, dan word die moslim 'n kind van God. Die boeddhis word 'n kind van God. Hy verlaat natuurlik sy godsdiens, soos wat Abraham ook sy afgodediens moes verlaat het. Nou is ons as Christelike mense, het ons groot geword in 'n Christelike omgewing. Ek is aangeneem voorgestel die hele storie. Maar tog het ek niks van die woord geken nie. Ek het my eie idee gehad, of ek het dalk uit 'n prediker of 'n medebroer en suster in my kerk se mond uitgepraat, of dalk my eie tradisie net gevolg, omdat dit tradisie is. Maar die ywer is daar om meer te weet van God. En nou voel 'n mens baie keer daai distansie. Dis asof jy in 'n vertwyfeling lewe met tye. Ons kan ons baie keer troos, soos die woord sê, met wind. Met ons eie tradisie, met ons eie idee, kan ons osself troos. Maar nou kom die Here op elke mens se lewe, kom jy op 'n punt, as kind of as volwassene, maak nou nie saak nie, dalk meer as een keer in jou lewe, kom jy op daai punt wat God voor jou staan, soos wat hy met vir Abraham gesê het, nou moet jy daai besnydenis verrig. God kon nie die pad verder met hom gestap het nie. Al het hy hoeveel ywer gehad, hy het altare vir God gebou, hy het alles gedoen. Ek meen, hy het tot die keuse gemaak, toe Lot en sy skaapwagters 'n dispuut gehad het hy vir Lot gesê, jy kan die beste dele kies. So Abraham het iets in sy hart verstaan, wat Lot nie verstaan het nie. En Lot het besluit, hy kyk na die sigbare, hy kyk na die uiterlike, daar waar die materiële voorspoed is, en hy gaan soontoe. En in dit was Abraham nog nie besny nie, maar hy het daai ywer gehad, hy het geweet, hy moet doen wat God vir hom sê. En deur 13 jaar van beoefening om gehoorsaam te wees aan God, die dag toe die God vir hom gesê het, jy moet nou jou laat besny, anders kan ek nie verder hierdie verbond sluit nie, moes hy dit gedoen het. En ons weet, nadat hy God die verbond gesny het, hy is besny, Isak is gebore, was dit tog nie die einde van enige iets nie. Toe het God op 'n stadium verwag om Isak te gaan offer, en ons weet, dit het heeltemal gesimboliseer oor Jesus, want Abraham het vir sy seun gesê, God sal voorsien. En God het voorsien, hy het die lam, Jesus voorsien. Sodat ons verlos kan word in duisternis. Nou kom ons by 'n punt in jou geestelike lewe, wat jy 'n besluit moet maak. Dat die Vader trek jou, en dis wat Jesus ons leer, die Vader trek jou. Hy trek jou om jou uit te kry uit duisternis, uit Satan se koninkryk uit, sodat jy kan deel word van sy lig. En weer eens wil ek dit beklemtoon. Ek bevraagteken nie jou ywer en jou liefde wat jy vir God het nie. Dit bevraagteken ek nie. Maar ons moet een ding verstaan, en ons liedjie in die inleiding het dit so mooi verduidelik. Luister, hoor en doen. Die Here Jesus sê, as jy nie doen wat ek sê nie, as jy nie gaan doen wat ek sê nie, dan bewys jy teenoor my, jy het my nie lief nie. En ons wil baie keer net steun op die werke sonder die wedergeboorte. Nou die besnydenis wat ons nou moet deurgaan,
Dis 'n keuse wat jy moet maak, nadat terwyl God jou trek, terwyl God jou roep, terwyl God met jou praat. Moet jy van jou kant af, Abraham het opgetree, en dis wat ons in Jakobus 2 lees. Abraham was geregverdig oor die feit dat hy geglo het, en die bewys van sy geloof is dat hy opgetree het. Die altare wat hy gebou het, die feit dat hy bereid was om sy goddelose en afgode families ensovoorts te verlaat, die feit dat hy bereid was om hom te besny, hom en sy kinders en almal wat om hom was, dit was die bewys dat hy in God glo. Geloof is nie iets passief nie. Geloof is nie 'n geloofsbelydenis wat ek uit my verstand uit geleer het en opgesê het nie. Geloof is 'n optrede. As ons sê ons het God lief, toe het die dag gekom dat Abraham ook sy liefde teenoor God moes sigbaar maak. En dis waar die wedergeboorte inkom. Dis waar die besnydenis van die hart inkom. Ons kan sê ons kan glo. Ek het tot 'n Bybel in my huis gehad. En obviously nooit gelees nie. Ek het elke liewe Gideons Bybeltjie versamel. Vir my was as kind die kosbaarste ding, maar weet jy wat? Ek was totaal goddeloos. Gedoen wat ek wou. As ek almal skryf maar as jy moes verveeld is in die klas en skryf almal mos teken prentjies. Almal ken mos dit ons. Jy nou teken 'n boontjie, is die beste kunstenaars. Wanneer jy in 'n meeting of iets sit en jy sien almal se penne gaan so, niemand teken vat notes nie, maar almal teken boontjies en blommetjies en sulke goedjies. Weet jy wat ek altyd gedoen? Ek het altyd die naam Jesus geskryf. Maar ek wou niks weet van die kerk nie, ek wou niks weet van die Bybel nie. Somehow het dit my niet getrigger. Maar so dit wys jou God werk op maniere in jou lewe. En elke mens kan daarvan getuig. Ek het al na die renne, as gevolg van straatevangelisasie het ek daai jaar in Hilbrau ook gedoen het. Nou daar is my Hilbrau broeder, Jacques, ons ken Hilbrau. Hy ken dit natuurlik nog beter as ek, want hy het daar fisies groot geword. En die ghettos en die dinge het hy aangegaan. Maar ons kan verstaan vandag. In daai ywer, nou toe ek nou tot bekering gekom het, eers het almal my geëvangeliseer, tot 3:00 die oggend gejol het. Nou ja, ek was nie op my mond geval nie, ek het maklik gepraat, maar baie lelike dinge. Toe kom dit op bekering. Toe gaan soek ek die ou uit, dat ek voel, man, daai ou weet niks van die evangelie nie. Amper ek paar keer ook pak slaag gehad daardeur, maar nietemin, jy gaan soek die bouncers uit. Jy gaan soek die ouens die klaps uit. Ek het een keer 'n gang sommer aangetree, 'n motorbike gang. Dink hulle was net baie kalm met my gewees. Maar dan kom jy agter as jy met almal praat, met al daai fasaad, kom jy agter maar almal weet van die Here. Almal wou op 'n stadium okay. Almal wou al op 'n stadium hulle hart vir die Here gee. Maak nie saak hoe taaf hy gelyk het nie. Daar was so 'n underground dungeon ook in Hilbrau gewees. Was so 'n satanistiese kult dingetjie gewees. Selfs daar wat om ring met die ou kult en satanistiese games en goeders, wat daai jare was maar so heavy geoutlawed, maar nou is dit algemeen. Selfs hulle het geweet van die Here. Selfs hulle het geweet hulle moet op 'n stadium hulle saak met die Here regmaak. So daar's niemand wat nie bewus is daarvan nie, maar hoe meer jy jou hart sluit, hoe harder raak die hart. Dat jy op die einde van die dag as 'n 70, 80-jarige ouer persoon kan sterf sonder die Here. As hy môre Wiekie, welkom, Wiekie het ook aangesluit by ons. It's amazing. Dankie my vrou. En wat ek by wil uitkom, op die einde van die dag, moet ons daai keuse maak. En dit is jou besluit. Ek kan dit nie namens my kinders doen nie. As ek as geredde persoon, gelowige persoon kinders het, my verantwoordelikheid is om my kinders in die vrese van die Here groot te maak, so ver as moontlik. Maar, ons was daar gewees, jou pa en jou ma stuur jou kerk toe, jy as kind met die kerk diens bywoon en nie met die sonnaskool deurgaan.
pa en ma bly by die huis, hulle laai jou af en hulle kom tel jou op. Baie van ons het dit deurgemaak. So my pa en ma, dit wat hulle voor God beloof het, maar hulle is in elk geval nie gered nie. Wat hulle voor God beloof het volgens hulle, het in anyway nie gedoen wat hulle gesê het nie, want by die huis het ek 'n ander lewe gesien as by die kerk. En dit het my eintlik net kwaad gemaak om te dink ek moet Sondag vroeg opstaan, my pa en my ma gaan my weer by die kerk aflaai. Nou ons kan nie instaan vir mekaar nie. Ek kan nie, omdat ek gered is my vrou outomaties gered nie. En selfs in ons huwelik het sy haar saak aan met die Here. En dit is waar ek nou weer wil terugkom met hoe God se liefde is teenoor ons. In hierdie twee gelykenisse van die verlore skaap en die verlore seun. En ons het baie keer, ons wat nou al die pad so eentjie stap, het eintlik die mentaliteit van die ouer boetie. Nou toe die jongste seun terugkom en die woord leer vir ons, hy het gesê, Vader, gee my dit wat aan my behoort. So hy wil sy, as ek dit in hakies kan stel, sy geestelike erfdeel alreeds op aarde wou gehad het. En hoeveel mense, en dit is eintlik hartseer, hoeveel Christene, en dit is eintlik 'n algemene ding in die Christelike kerk, is nie eens meer eksklusief nie, wil eintlik hulle erfdeel hê, in materiële voorspoed. Vader, gee my deel, om dan net elke kind van die Here, elkeen, gee nie om wie jy is nie, as jy weergebore is, het jy 'n erfenis by God. Jou siel is soos 'n eersgeborene. Ek is nie die eersgeborene en Isie is die tweede geborene, nee, ek is eersgeborene, sy is eersgeborene, jou siel is eersgeborene. So as jy jou hart vir die Here gee, is jy eersgebore, jy het eersgeboorte reg en jy het eersgeboorte seën. Dis wat die wet in die Ou Testament gemanifesteer het. Is dit nie mooi om dit so te sien nie? Ons moet nie die wette gaan toepas nie, ons moet daaruit leer hoe dit geestelik in vervulling gekom het. So as jy jou hart vir die Here gee, dan is dit jou eersgeborene. En die eersgeborene, daar was 'n wet oor die eersgeborene en 'n seën oor die eersgeborene. So jou erfenis is die hemelse rykdom, daai heerlikheid, daai krag, daai majesteit. Nou baie voel, weet jy wat, omdat ek die Here dien, ek is nog op die aarde, ek wil eerder my blessing hê, soos wat dit genoem word. Praat nou maar soos wat almal praat. Ek wil nou maar my blessing hierso hê. En baie ongelukkig verruil die aardse vir die geestelike. Esau het sy eersgeboorte reg verkoop vir 'n pot sop en brood. Waarvoor verkoop ons eersgeboorte reg? Jy kom na die Here toe, jy is opgewonde, jy wil soveel vir die Here doen, daar's 'n liefde in jou hart vir 'n tyd vir almal, en dan vervaag dit. En soos die tyd aanstap, dan raak ons nou baie slim. En ons redenasies van die verlede wil ons toepas in die nuwe lewe. Dan in die dag as jy jou hart vir die Here gee, is jou vorige lewe dood. En dis wat ons vanoggend gaan ook doen, juis met die doop, en ek gaan nou by daai punt uitkom, hoekom die doop. So dis die wedergeboorte. Jy moet 'n besluit maak, sodat jy as nuwe geestelike mens kan begin. Nou ontvang jy 'n erfenis. En wat is Jesus se, kan maar sê, se belofte, of die hoop wat ons van hom af kry? Hy sê, soek my koninkryk. En as jy dinge hier nodig het, gaan ek dit vir jou voorsien. Maar ons werk om ons in reverse. Here, ons moet lewe en eet. Ons het eintlik gisterand skrifte en goeders hieroor gelees, is eintlik skrikwekkend. Die woord sê op een plek in die Ou Testament, hulle jammer hulle op hulle bedde oor mos en wyn en koring. Met ander woorde vir hierdie, Jesus, toe hulle Jesus vind, en hy vertel vir hulle die waarheid, hoe hulle van hom moet eet en drink, en dit is in Johannes 6. Toe sê hy, julle volg my nie, omdat julle die werke van God gesien het nie, maar julle volg my omdat julle nog brood en vis wil hê. Julle wil nie werk nie, maar julle wil die materiële hê. Julle gee nie eintlik om oor die wonderwerke nie. Julle soek net die materiële, en dit is seker die algemeenste denke in die Christelike wêreld op die stadium. Ons moet lewe en eet. Nou die Here Jesus sê, wil jy lewe en eet? Ja, soek my koninkryk en ek sal jou help om te lewe en te eet. Nou sê hy ook, as jy jouself ongerus gaan maak en dit as 'n verskoning gaan gebruik om nie ywerig te wees in die evangelie nie, is jy soos die heiden, jy soos die goddelose persoon, jy soos die persoon in die wêreld. Ons het die skrif ook gelees in 1 Korintiërs 15.
As ons net in hierdie lewe hoop op Christus, is ons die elendigste van alle mense. En ons met die koninkryk soek. En God, whatever met jou moet hier gebeur. En natuurlik, ons het die gesprek ook gehad, ek dink Lani het dit geopper, vroeër voor die naweek. Nou, as hier nou inbrekers kom en 'n massa opstande goed is, wat moet ek doen? Ek sê, jy's 'n kind van die Here. Ek en Karen het in Pretoria tuine gebly, jare terug, so 2 blokke van ons af was 'n plakkerskamp Gomorra, nogal 'n gepaste naam vir partykeer wat daar gebeur het. En as hulle in opstand kom, dit lyk soos 'n swart wolk wat die hele neighborhood oordek. So dit is 2-3 keer beleef. 3 die oggend word jy wakker, dan is die vlamme hoog in die strate. Ons het nie fisiese wapens gehad nie, ons het nie behoorlike heininge gehad nie, ons het gehuur en so aan. So jy was maar aangewees op dit wat jy gehad het. Dan byt jy net sê, Here, as ek nou vandag moet doodgaan met hierdie riot, is dit hoe dit is. En as ons weer sien, ek kan nie, ek mag nie lieg nie, my kind op die foon sal ook vir julle sê, as ons weer sien, weg is, dan wonder ons, waar was die riot van 3 uur vanoggend af? Dan gaan hulle aan die ander kant toe, hulle disappear en die riot is sommer verby. Nou hoor ons op ander dele is die riots nog verskriklik erg. Maar net om vir jy gemoedsrus te gee, jy soek God. As jy nog hier moet lewe, sal God sorg dat jy moet lewe. Daar was ons in huise ingebreek, deure afgeskop, ons is deur die hijackings, die gryp, die smash and grab, deur alles. Maar ons het bly lewe. Want die Here het 'n doel met ons lewe om sy woord uit te dra. En dit is wat ons moet verstaan. En as daar 'n tydelike berowing moet kom, dis wat die woord sê, aanvaar dit met blydskap. Fone is gesteel, handsakke is gesteel, ons yskas was 1 keer leeg gesteel gewees, en al hierdie tipe van goed, ons ken hom, ons het hom so. Ons het nie langer baan toe gevlug omdat dit gevaarlik hier was, het ons nie geplan nie, ons het saam met dit gelewe. Maar Here, dis hoe dit is, ek kan nou nie verbitter raak nie, ek kan eerder vir daai persoon wat my kom beroof het, bid. Here sy siel. Nou, dit is hoekom ons baie keer, soos die oudste seun, jaloers raak. Want ons meet die goed hierso. Nou kom die vader, die pa van hierdie kind, wat al sy goed deurgebring het. Die woord sê het deur slegte vrouens en almal deurgebring. En hy pa so opgewonde, hy sê gaan haal die beste, die vetgemaakte kalf, sit 'n ring in sy vinger, gee net vir hom op hierdie oomblik die beste. Wat het die oudste seun gedoen? Hy het gemurmureer. Here, Vader, al hierdie jare dien ek U. En wat is daar vir my? En hierdie seun van U wat alles deurgebring het, U gee vir hom die beste. So op daai oomblik lyk dit, as jy vleeslik dink soos die oudste seun, dan lyk dit onregverdig. Hoekom nou hierdie boei oor hierdie persoon? Dis wie God is. Onthou jy toe jy tot bekering gekom het? Weet jy wat leer die woord jou? Die dag toe jy tot bekering gekom het en jy's gedoop, en dis wat jy gelees gerus hierdeur, was die hemele bly. Nie die mense om jou nie. Kom ons staan vir 'n oomblik stil hier op. Hy lees dit vir ons hierso in die gelykenis. Die hemele was bly. As daar een sondaar tot bekering kom, is daar blydskap en verheuging in God se koninkryk. So die bietjie wat ons hier sien is maar min wat gebeur het toe hierdie 2 siele hulle lewe met die Here reggemaak het. Toe jy jou siel met die Here reggemaak het. Daar was blydskap in die hemele toe jy ook na die Here toe gekom het. En daai oomblik het jy daai sondeloosheid ervaar, jy het daai heiligheid ervaar. Jy het daai nuwe lewe ervaar in jou binneste. Maar dan word ons afgelei en dit is wat die woord ons leer. Deur prediking wat verkeerd is, deur prediking wat nie reg is nie. Dan begin ons gedagtes af te lei. Dan haal ons verlede goeders op. En ons wil dit toepas met ons nuwe lewe. Dit kan nie so werk nie. So ek wil u vandag aanmoedig as kind van God. Aanvaar vandag en kom ons wees vandag bly saam met 2 siele. Kom ons wees eintlik bly vir mekaar omdat ons hier is as geredde mense. Al is jy nou, ek dien die Here al seker oor die 30 jaar. Nee, is 40. Ja, vir 40 jaar. Dat ek nou al die pad ywerig stap, ek hoes kan hom. En as jong bekeerlinge, maar kom ons wees bly saam met mekaar.
Sê, Here, die dag toe ek my lewe met U reggemaak het, die hemele gejuig, en vandag wil ek saam met die hemele juig oor my broer en suster, wat se siele uit die hel uitgeruk gaan word. Nou kom ons gaan oor na die doop toe. Die Here Jesus leer ons in Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. So kom ons kyk nou mooi na die 3 punte. En ek wil nie te lang stil staan hierop nie, ek het nie nodig om baie vir Rian en Cornet te leer oor die doop nie, want van die eerste doop, daar so by Jacques, daar by Valdam, met Lindy en so aan, en met Jacques, hulle het al goed doopleringe deurgegaan, so hulle ken hom baie mooi. So met die gevolg is, ek gaan net so 'n bietjie vinnig daaroor gaan, net as 'n reminder, en net so op hierdie punt van 'n reminder, wil ek net gou vir julle noem. Hoekom moet ons in die evangelie sekere dinge bly herinner word? Kom ons dink toe jy in die wêreld was. Wat was jou sondige roetine? Jy hoef dit nou nie vir my te sê nie. Kom ons sê, jy het nou uitgesien na 'n Vrydag kuier, Saterdag braai, en Sondag is jy nou net sleg, as jy nou bevoorreg was om 'n naweek af te gehad het, né? So jy het uitgesien na daai repeterende Vrydag kuier. Dis Vrydag, na Vrydag, na Vrydag. Braai, Saterdag na Saterdag na Saterdag. Wat jou roetine ook al is. Jy kan nie wag om by die werk te loop nie, want die CP is vanaand 7 uur. Dit hou jou in die go. En 5 dae 'n week, en dan kyk jy nog die repeat Sondag, bestaan dit nog? Ek weet nie. As dit nie meer bestaan, moet jy weet hoe oud is hy. So, met die gevolg is, dat die sonde word oor en oor herhaal, en geadverteer, op jou selfoon, op die televisie, op billboards, as jy in 'n winkel instap, dis op die radio, dis voor op jou face, dis groot advertensieborde. So die wêreld, en ons weet wat leer die woord ons, die wêreld lê in die mag van die bose. So die wêreld adverteer homself oor en oor en oor. Ek weet nie as jy vat jou groot kettingwinkels, het hy nog nodig om te adverteer? Jy gaan vir my sê nee, maar glo my, ek was in die bemarkingsbedryf gewees. As jy nie adverteer nie, as Checkers nie meer adverteer nie, dan gaan hulle klandisie af. Of jy het nou wil glo of nie. Hulle verloor klandisie. So wat gebeur is, jy moet herhaal en herhaal en herhaal en herhaal en herhaal, sodat mense kan bly kom. Dat jy kan bly in die sonde bly, dat jy Vrydag aand weer na dieselfde paar, party mense hou ons nog van dieselfde plek, en ander like om te verskil. Na ander plekkies toe te gaan. So is dieselfde ding oor en oor en oor. Dink aan sonde wat 'n mens gedoen het. Ek hoop ek praat van die verlede tyd. Gedoen het. Dit was oor en oor. Maar hoekom het jy dit bly doen? Het hierdie liggaam gestimuleer. Dis al. Nou die evangelie is nie daar om my liggaam te stimuleer nie. Dis om my siel te voed. Dis wat die Here vir Israel gesê het, sodat jy kan leer om te lewe uit my woord uit. Dis die werklike lewe. Leef uit my woord uit, ongeag jou liggaamlike kondisie en jou finansiële status. En wat jy deurmaak. Is daar lewe in die siel, en dis waar die wedergeboorte inkom. Dis waar die doop inkom. Nou het ons gepraat oor die wedergeboorte, besnydenis van die hart. Nou is hierdie vooruit van sonde losgesny. Nou sê die Here Jesus, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So, as ons kyk na geloof, dan dink ons dadelik in Johannes 3 vers 16. Ek dink, meeste van ons kan Johannes 3 vers 16 uit ons kop uit opsê, is dit nie so nie? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou vind ons weer die woordjie geloof, glo. Dit sluit aan by Jesus. Nou kom die Here Jesus en hy sê, as jy nog nie eens by die punt van glo uitkom nie, help dit nie, jy gaan doop nie. En dis 'n ongelukkige tendens in die Christelike wêreld, almal word gedoop, maar min verstaan die begrip van geloof. Nou, almal ken Johannes 3 vers 16 uit hulle kop uit. Ek dink is die eerste vers wat ek geken het as sonnaskoolkind. Maar wat nooit ooit geleer word nie, is die verse wat Johannes 3 vers 16 vooraf gaan. Dit beskryf vir ons
Hoe om jou geloof tentoon te stel, soos Abraham, hy het opgetree, en daarom was hy geregverdig, want hy het opgetree op dit wat hy geglo het. Wat sê die Here Jesus? Kom ons lees dit. Johannes 3 vanaf vers 3. Jesus antwoord en sê van, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou spring ek oor na vers 5 toe. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Eers kan God nie sien nie en dan nie ingaan nie. So hierso sien ons, daar is iets wat moet plaasvind, geloof het 'n aksie. Voordat Jesus by die gevolgtrekking van Johannes 3 vers 16 gekom het, het hy vir ons gesê, wat is die voorwaardes, wat is die optrede, wat is die doen van geloof. En soos wat hy deurgaan, kan ons lees, dit gaan daaroor. En dan sluit ons nou aan by Deuteronomium, waar die Here sê, julle harte moet besny word. Nou die besnydenis van die hart, hoe gebeur dit? Die Here sê, wanneer jy jou hart oopskeer, wanneer jy jou hart as 'n offer aanbied vir God, jy kan dit doen, dis skriftuurlik. Daar is nie 'n ander manier nie, want hoekom jou hart? Dis nie hierdie hartjie wat hier klop nie. Want jou siel is jou geestelike mens. En in jou geestelike mens is 'n hart, en 'n hart is die kern. Dis hoekom die Here praat van hart. Hy sê, bewaak jou hart meer as enige iemand anders. Die oorspronge van die lewe kom uit die hart uit. So jou oorsprong, en Jesus het dit geleer in Matteus 15 en in Markus 7. Alle boosheid, ongeregtigheid kom uit die hart uit. So as jy nog struikel en val in sekere dinge in hierdie wêreld, vir sekere dinge wat jou pad verbykom, moet jy weet jy het 'n probleem in jou hart. En waarom sê ek dit? Het Jesus geval vir alles? Nee, hoekom? Want sy hart was rein voor God. So niks in die vlees kon hom opgehits het, en die woord leer vir ons, hy het hom aan niemand gesteer nie. Hoe kon hy dit gedoen het? Want sy hart was uitgesorteer. Nou vir my en jou, om by daai punt uit te kom, begin by die wedergeboorte. Jy moet weergebore word. Nou het jy die wedergeboorte, so jou hart is besny, die vooruit van sonde is afgesny. Nou kom jy in hierdie nuwe, rein, skoon lewe. Nou daar moet iets met daai liggaam van sonde plaas, van die Bybel praat ook van die liggaam van sonde. En dis waar die doop inkom. So die doop is nie jou bekering nie. Die doop is nie jou wedergeboorte nie. Die doop is nie jou toegang, die doop alleen, sonder die wedergeboorte is nie jou toegang tot God se koninkryk nie. En dit is wat ons moet begryp vandag. Want selfs Johannes, die Fariseërs en die Sadduseërs wat na hom toe gekom het, wat net gedoop wou word, net hulle wat gedoop wou word, het hy weggewys, en het gesê, gaan dra die vrug wat by die bekering pas. Wat is die bekering? Dit is jou wedergeboorte. Bekering is die daad wat jy verrig. Vader, ek is jammer oor my sondige lewe. Dit is soos Abraham, hy het opgetree, hy het iets gedoen. Nuwe Testament is ons opdrag om jou lewe met die Here reg te maak, sodat God die besnydenis kan verrig. Dan deur middel van daardie bekering kan jy die pad begin stap. Nou het jy nog hierdie vooruit van sonde in jou siel, in die geestelike wêreld is afgesny, maar is nie weg nie. En dit is waar die doop inkom. Dit was jou vorige lewe weg. Jou vorige sondige lewe weg. Nou wanneer ons in 1 Petrus kyk, dit is eintlik die mooiste deel om dit te verduidelik. Daar is natuurlik baie ander, ons het 'n hele les net oor die doop in ons Bybelstudie, dink is 38, 39 bladsye, wat saamloop met die wedergeboorte, net om vir jy te verduidelik, wat behels die doop alles. Die doop is eintlik so mooi. Dit is so eerbaar. Ek sit eendag voor 'n man en ek sê vir hom, weet jy wat, ons kan vandag hier verskil oor die evangelie. Maar as ons vandag iets verstaan van liefde en van God, gaan ons 'n strydbyle wegsit. Ons gaan dit weggooi. As om die mooi te verstaan wat in die evangelie is. Want as ek by 'n godsdiens hou, gaan ek fight. En hoe fight godsdienste nie? Die ateïste roep al uit en sê, hoor jy, die godsdienste is veroorsaak die oorloë in die wêreld. Want die mens wat in die vlees sy godsdienst wil beoefen, raak kwaad, opstandig, geïrriteerd oor 'n ander persoon se opinie wat die waarheid na hom toe bring. Maar ek wat in die waarheid is, wat die ander geloof sê, ek steur my nie aan nie. Ek kry hom jammer.
Here, hy is in gevangenis, hy moet uit die gevangenis uitkom. Ek kyk nie nou na sy uiterlike geloof nie. Of jy nou 'n Christen is, of 'n Boeddhist, of 'n Moslem, of 'n, maak nie saak wat dit is nie, tradisionele godsdiens, wat sy aspek ook van die Christelike godsdiens jy ook al is, dit kom by een punt uit, en jy kan slegs die liefde ervaar, en dis wat God sê, as jou hart besny is, dan kan jy my lief hê. Nou is hierdie vooruit van sonde daar, nou kom Petrus en hy verduidelik vir ons iets baie mooi. Hierso in 1 Petrus 3, en hy begin met die hele saak van Noag en die ark, en ek gaan net lees van die gedeelte af waar hy praat oor Noag en die ark, ek gaan nie al die verse voor dit lees nie. Wat eers uit ons gehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het, in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gered is. So hier praat hy en hy verwys terug na Noag en die ark. Hoe Noag en sy mense deur water heen gered is. Eers keer toe ek lees, nee, maar as mos die ark, hulle was mos in die ark gewees, nie deur die water gered nie. Toe klik het my nou weer, dit kom my weer by die geloof uit. En dan het Noag was regverdig voor God. Maar dit nie uit die hoogheid verloor nie. So vir sy tyd, voordat daar wet was hy reg voor God gewees. Ons het die wet van Christus, daarom moet ons nou lewe volgens die wet van Christus. Okay? En toe God vir hom gesê het, bou die ark, wat het hy gedoen? Het hy stil gesit en gehoop, dit gaan eendag gebeur en hy gaan verbykom om die ark bou? Nee. Hy was gehoorsaam, hy as mens moes opgetree het. En hy die ark begin bou. En dit was die bewys van sy geloof in God. Toe eventually, toe dit by die punt kom, sê die Here, kry nou al die diere wat hy so gedoen het. Toe almal in is, en sê God, gaan in die ark, en so hy die hele tyd was gehoorsaam, hy het opgetree, hy het gedoen. Nou is hy in die ark. Dan het nou is, en die Here moes natuurlik die ander ook saam met hom in stand hou om die geslagte te kon aangaan. Nou die res van die goddelose mense was vir 'n oomblik buite die ark gewees. Die goddeloosheid waarvan God gesê het in Genesis 3, hy is spyt uit die mens gemaak. Want die versinsels van die hart wat die mens bedink is altyd net deur sleg. So in God se regverdigheid moes hy dit so laat gebeur het, en ek wil nie op al die detail ingaan nie. Dis in sy regverdigheid moes dit so gebeur het. En wat het die water toe gedoen toe dit gereën het? Dit het die goddeloosheid weggewas. En dis wat hy nou vir ons verder sê. Waarvan die teebeeld, die doop ons nou ook red. Nie is 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar is 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van ons Here Jesus Christus. So nou het jy tot bekering gekom, jy het opgetree, jy het gedoen, so nou is jy in die ark. Wie is nou ons ark? Jesus Christus. Hy is ons ewige ark. Hy is die beskermer van jou siel. Onthou net, dit gaan nou oor jou siel. Dit gaan nie oor die aardse liggaam nie. Dit gaan nou oor jou siel. Nou het jy opgetree en het gedoen. Nou is jy in die ark. Die volgende stap, om van die goddeloosheid van die verlede ontslae te raak. Nie die toekoms nie. Dis wat hy sê, dis nie 'n afwassing van die vuilheid van die vlees nie, maar is 'n bede tot God om 'n goeie gewete. So hy spreek 'n belangrike punt in ons Christelike dogma en teologie aan op hierdie saak. Die oomblik as jy jou hart vir die Here gee, nou het jy geglo, nou is jy in hierdie ark. Rian kon dit nie namens kon nie doen nie, Konet kan dit nie namens doen nie, tot hulle kleintjies en hulle kind Stefan en Melinka, hulle moet hulle lewe ook eendag met die Here regmaak. Al dien hulle die Here hoe ywerig, hulle kinders sal eendag 'n keuse moet maak. Nou sê jy in die ark, maar jou goddelose wêreld, die sonde wat afgesny is, kyk hoeveel simbolieke is daar om een waarheid aan ons te kommunikeer, sodat ons iets kan verstaan. Nou die doop simbolies was daai hele verlede weg. Jy gaan nie eendag daarvoor rekenskap gee nie. Jy gaan nie hel toe daarvoor. Maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie. Of jy nou moord gepleeg, die griesaamste sonde wat jy aan kon gedoen het, dis weg. Jy gaan nooit daarvoor pa staan nie. Wat gebeur nou? Nou sê dis 'n bede tot God om 'n goeie gewete. En ek dink hier lê die kern binne in ons doopsaak. En dit sluit aan by Romeine 6, ek gaan nou dit ook vir julle lees. Hy sê dis 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Wat is 'n goeie gewete? 'n Rein gewete, 'n sondelose gewete. So jou doop vandag, Rian en Konet, julle doop vandag. En 'n herinnering vir ons toe ons gedoop was, wat dit beteken.
Dat dis 'n gebed voor God, 'n bede tot God, 'n uitroepe tot God, wat van vandag af, Here, ek is bereid om te sterf in Christus, sodat die lewe in my geopenbaar kan word, en hy sterfting is 'n samewerkingsproses, en dit is waarvan hy praat. So dit wat al die sonde en die verkeerd of wat ook al wat jy doen na jou doop, en jou wedergeboorte en jou doop, dit moet jy bely, dit moet jy uitsorteer, daar's Nuwe Testamentiese skrifte daarvoor. So nou van daar af, hy sê as jy gesondig het jy 'n voorspraak by die Vader, naamlik Jesus Christus, waardeur jy jou sonde moet bely, sodat die Vader jou kan vergewe. Dis die enigste manier hoe ek en jy as kind van God vergifnis van ons sondes na ons doop kan ontvang. Ons kan nie steen op ons doop neem, want die doop het net die verlede weggewas. Dit was nie die toekoms weg nie. Want jy is gedoop in die dood van Christus. Nou sê hy, die doop is om gelykvormig te word om te groei in die gelykvormigheid van Christus. So om te sterf, en dis wat die Here Jesus ons leer, niks kan lewe as dit nie sterwe nie. Nou gebruik hy die voorbeeld van 'n saad. Ons weet logies, ons het dit op skool geleer, jy die wattakkie mos die boontjie pit daar ingaan, die hele storie al op laerskool. Daai boontjie sterf, sodat die nuwe lewe kan uitkom. So as ons nie bereid is na ons bekering om dinge op te gee nie, kan die nuwe lewe van Christus nie in ons opstaan nie. En dis baie keer ons as kinders van die Here se geweldige frustrasie. Ons bly sleep met die verlede wat afgewas was deur jou doop. En nou moet ons herinner word deur die bediening van die woord. Daar was 'n dag gewees wat die Vader jou aanvaar het. En die pad is die pad van heiligmaking, die strewe om soos Christus te wees. Inteendeel, Jesus sê, wees volmaak soos julle Vader in die hemele. So die Vader in die hemele, dit is ons standaard. Is jy nog soos die Vader? Nee. Dan is daar nog werk. Maar nou leer die woord ons so mooi. As jy daai strewe handhaaf, en jy doen wat jy kan doen, en jy sit in waar jy kan insit, die dag as jy te sterwe kom, gaan jy dit ontvang, asof jy jou hele lewe nog nooit sonde gedoen het. Maar, dit begin deur, terwyl jy op aarde is, die berou, die belydenis van sonde, terwyl jy in hierdie lewe is. So, met ons doop vandag, Rian en Quanet, ek glo julle verstaan dit so, julle het julle lewe vir die Here gegee. Die doop is, dit was die verlede weg, maar vandag verklaar julle voor mense, voor God in die hemel, dat julle is bereid om saam met God te werk, wanneer hy in jou werk om vir jou te sê, en daarop te wys, hierdie ding is verkeerd, dat jy dit kan uitsorteer. Of het deur middel van die prediking van die woord is, iets wat jy self in die Bybel lees, iets wat jy net weet, ek meen, kom aan, ons weet wanneer dinge verkeerd is. En hoekom stry ons daaroor? Want ons wil dit nie los nie. Sê eerder, hoor jy so, wow, ek wil dit nie los op die stadium nie, gaan sorteer jou saak uit met die Vader, en hy sal jy uitsorteer, selfs as Jona was kwaad vir die Here, Here, ek het geweet jy is so, hy was opstandig met God, en wat doen God? Liefdevol soos wat hy skapie gaan haal het, soos wat hy die verlore seun omhels het, praat hy met jou, en dan so nou en dan die woord praat daarvan, as hy ons tigtig, dan kom al partykeer iets ernstig, iemand wat dalk direk met jou praat, en sê, dit werk nie so nie, en weet jy waar, man, dan kry ons die grootste pak sla, vra my, sondaars, toe ek gewerk het, hulle roskam jou, ek dog jy's 'n kind van die Here nie, maak so nie, praat so nie, sê so, dan voel ons, nee, nou word ons vervolg, nee, jy word reggehelp, aanvaar dit, sorteer jou lewe uit, selfs ons broers en susters, ons kan mekaar ook in daai opsig in liefde en sagmoedigheid en wysheid van God ook reghelp, en dan net die laaste deel van die doop, hiermee gaan ek my boodskap afsluit. Die Here Jesus sê vir ons so mooi in Matteus 28 vers 19, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit is my amazing. Omdat ek en Karen, dit is reg, ja. Ek sê wel baie keer sê ek en my vrou, sê ek en my Karen. En dit was amazing, omdat ons op 'n stadium in 'n kerk beland het, wat teenoorgestelde geglo het, wat uiterlik reg, dit was 'n Christelike kerk. Amazing, dit is soos die Christelike kerk, waar ek tot bekering gekom het op die surface, tot ek hulle leerstelling verstaan. En daarom is hierdie vir my so mooi. Ons doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Onthou net, Jesus het vir jou gesterf. Die Vader en die Gees het nie vir jou gesterf nie.
Okay? Die Vader is 'n wese op sy eie. Dit lees ons al klaar in Daniël, die gesig wat Daniël gehad het van die oue van daar. Dis net mind-blowing, né? Ons het 'n lied daaroor geskryf. Dis crazy. Oue van daar, dit is amazing. Ek wou gehad het, hy moet so groot klink, toe klink hy nou so groot. Maar nietemin, en so die Vader is daar, die Seun is daar in die Heilige Gees. Toe Jesus gesterf het, toe het op 'n stadium op die kruis ons uitgeroep, my Vader, waarom het U my verlaat? So Jesus het vir jou gesterf. Die Vader het nie vir jou gesterf nie, die Heilige Gees het nie vir jou gesterf nie. Maar wat mooi is, dis die mooi. Hoekom doop ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees? Hebreërs 9 vers 14 sê vir ons, Jesus het hom geoffer deur die Ewige Gees. Ons verstaan, Jesus het alles wat hy gedoen het, was deur die krag van die Heilige Gees, want dit kom van die Vader af, die Gees kom van die Vader af, dit verstaan ons almal. Johannes die Doper het bedien in die krag van Elia. Wat was die krag van Elia? Die Heilige Gees. Jy is kind van God, kan nie sterf sonder die Heilige Gees nie. Jy het geweet. Dis hoekom jy jou hart vir die Here moet gee. Want jy sterf op daai oomblik, sodat die nuwe lewe van Christus in jou geopenbaar word. Jou land moet oopgeskeer word. Hy klippe moet vernietig word. Dis soos 'n braakland en hy eg kom in, of hy ploeg kom in en hy skeer daai land oop, laat hy saad kan ingaan. Dis wat met jou wedergeboorte gebeur. It's amazing. Nou, Jesus toe op die kruis was, die Gees van God was nog in sy siel. Die woord sê vir ons, hy het hom geoffer deur die Ewige Gees. So toe Jesus gesterf het op die kruis, en elke dag van sy lewe wat hy moes die wêreld afgesterf het, was die Gees van die Here gedurig in hom. So toe hy gesterf het, was die Gees daar gewees. Hoe is Jesus opgewek? Dit lees ons paar plekke in die Nuwe Testament. Ek gaan nie al die skrifte doen nie. As jy meer wil weet, kry ons les oor die doop. Al die verse is daar. Jy word opgewek, die Vader het Jesus opgewek deur die Heilige Gees. So Jesus het nie eers uit homself uit opgestaan nie. Nou, ek dink nou kan ons die prentjie begin kry. Dan net Jesus het gesterf, daarom onderdompel jy net een keer. As jy 3 keer onderdompel, sê jy eintlik die Vader en die Heilige Gees het ook vir jou gesterf, wat nie gebeur het nie. Hoekom noem ons die Vader en die Heilige Gees? Want ons erken die Vader en die Gees. Eerstens die Gees met Jesus se dood, en tweede die Vader wat Jesus opgewek het uit die dood deur middel van die Heilige Gees. Dis hoekom ons so doop. Dis so maklik. En as jy dit so verstaan, is dit so vryheid in jou hart, as om teologies te debatteer en sekere dinge moetswillig te ignoreer binne in die skrif. En in die kortom sal ons sê ons doop in die naam van Jesus. Maar wanneer ek dit uitvoer, herken ons die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Net om te sê, ons is dan nie gedoop, dis wat Paulus ook sê, ek het nie gedoop nie, dat mense nie kan sê ek het in my naam gedoop nie. Dis nie dat hy doop afgekeer het, want baie mense gebruik daai skrif dat hy doop afgekeer het, maar hy het dit nie afgekeer nie. Inteendeel, hy het gesê die ander mense het die doopwerk gedoen. Hy het opgenoem, ek dink hy het 3 gesinne gedoop. As ek dit nie mis het nie. Maar hy sê ek het dit gedoen, sodat daar nie 'n ding kom dat ek is in Paulus se naam gedoop nie. Anders het ons vandag 'n evangelie gehad. Hele klomp is in Jesus gedoop, hele klomp is in Paulus gedoop en hele klomp is in Apollos gedoop en dis die redenasie wat hulle daai tyd gehad het. En daarom het Paulus gesê, nee, dit werk nie so nie. Ons moet almal in Christus gedoop word. Ek kan nie in my naam kom doop nie. Nou het ons die hele Bybel wat vir ons die mooi prentjie vir ons mooi bymekaar sit. Hoe om te doop en wat die betekenis daarvan is. Jy gaan vir 'n sekonde onder die water en jy kom op. Maar alles wat ek nou gepreek het en nog baie meer, gebeur op daai oomblik in die geestelike wêreld om jou siel uit die hel uit te kry. En weet jy wat? Die Vader is so opgewonde. Die hemel is so opgewonde. Daar is so 'n blydskap in die hemele van haar siele uit die hel uit. En julle moet verstaan. Al voel dit, Rian en Cornet word voorgetrek vandag. Nee, jy was ook daar. Jy is nog steeds daar. Jy kan dit nog behou of jy kan dit verloor. Dis jou keuse. Dis my keuse. Ek kan nie. As ek vir jou moet getuig vir die dag toe ek toe na die Here toe gekom het, baie van die ken al my verhaal. Ek kan daarop steun. Maar as ek weggeval het sedertdien, kan ek glad nie op daai dag van my wedergeboorte steun en ook my doop daarna nie. Ek moet die pad bly stap. En as tye waar dit raf en tambel gegaan het, dan kom jy weer terug en jy huil vir die Here. Onthou net, die Vader sal jy altyd ontvang.
Die Vader is altyd daar. As jy voel jy is die verlore seun, vandag is die dag om terug te kom. Prys die Here. Baie dankie dat julle almal hier was. Dankie vir julle wat by die huis ingeskakel was. Ons gaan nou hierso afsit. Ons gaan net regmaak vir die doop oor 'n paar minute. Dan gaan ons net die doop ook wel lewendigheid saai. Mag julle 'n lieflike dag hê. Love you. Bye. Sien later.